Goeiemôre vriende, het is vandag Dinsdag die 13de Mei 2025. Kom ons raak net so vir 'n wyle rustig en stil voor die Here. O Vader God, wanneer ons in die natuur inbeweeg, sien ons die werk van u vingers. Sien ons, Here, hoe u elke diertjie aan mekaar gesit het, hoe u elke plant, struik en boom geplaas het met 'n spesifieke doel. Here, staan ons verstom vir u kunswerke, wanneer ons na fonteine kyk, wanneer ons na damme kyk, wanneer ons na die water kyk, Here, wat so in oorvloed is. Here, staan ons ook verstom aan die krag van water en die krag van vuur. En Here, wanneer ons dit so aanskou ons die werke van die hande. Here, as ons nou 'n wolke kyk, dik wolke, en wanneer jy daaraan vat jy reg deur dit, tog het die wolke die vermoë om reën uit te giet, Here, wat streke, wat areas oorstroom. Het die wolke die vermoë, Here, om damme wat leeg is vol te maak. Het die reën die vermoë, Here, om 'n dorre landskap te vervraai na 'n ongelooflike landskap van groen, 'n landskap van blomme, 'n landskap waar ewe skielik voeltjies is. Here, dankie dat ons u handewerk elke dag kan aanskou. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek het gister so 'n bietjie gesukkel om by die gedeelte uit te kom in die Psalms wat nou gaan oor hierdie vers wat ons vir mekaar sê, het moenie afgunstig wees op Sondags nie, né? En toe ek nou daarby goed begin en ek nou so 'n bietjie gaan kyk, so kom ons lees vandag die hoofstuk waarby ek uitkom, en dit is Psalm 73. Want ek dink, vriende, ek en jy sit dikwels met hierdie tipe van gedagtes en gevoelens binne in ons, wanneer ons kyk wat rondom ons aangaan, wanneer ons kyk hoe dit aangaan met goddelose mense, hoe dit gebeur met mense wat hulle aan niks steur nie, mense wat ander mense doodmaak, liewe vriende, mense wat ander mense bedrieg, en dan raak ek en jy as gelowiges bietjie omgekrap in ons hart. En ek dink is baie natuurlik, né? Maar nou kom die psalmdigter en hy kom sê vir jou, vir my, hoor hierso, dit is nie nuwe goed hierdie nie, dit is goed wat al van oudheid af. Kom ek help julle 'n bietjie, kom sê Asaf vir ons. Kom sê vir 'n bietjie vir julle hoe werk die lewe. So kom ons lees 'n bietjie saam. Dit is so hy is so 28 verse. So ek gaan rustig met julle saam lees. En liewe vriende, jy sal sien die gedagtewolkie sal so by jou verbygaan wanneer ek lees. Ek kies vir jou 'n gedagtewolkie waar jy miskien wil mediteer. Miskien 2 gedagtewolkies, laat die ander maar by jou verbygaan. En hou daaraan vas wat die Here vir jou vanoggend wil sê. God is vir Israel baie goed. God is vir Suid-Afrika baie goed. Vir die wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel, sê Asaf. Ek het byna my koers verloor. Want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheer, toe ek hulle voorspoed sien. En dit is ongelukkig wat met jou en my gebeur. Ons sien hierdie bulle, vriende, hulle vang al wat strooi is aan, hulle lieg en hulle bedrieg en hulle steel en hulle roof en hulle moor, en ons kyk na hulle, uiterlik na hulle, en ons dink, ons loop die reguit pad, maar kyk nou hierso, hierdie ouens doen net wat hulle wil, en kyk nou hoe goed gaan met hulle. Dis wat Asaf probeer sê. Hy sê, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns beheer, toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen tekwellings nie. Hulle is sterk en gesond. Hulle het nie sorges soos ander mense nie. Hulle het nie teenspoed soos ander nie.
Om die waarheid te sê, so lyk dit van buite af. Daarom hang die trots aan hulle soos 'n halssnoer en kleef geweld aan hulle soos 'n kleed. Sê ek kyk na hierdie uiterlike goed. In die weelde van hulle voorspoed matig hulle enigiets aan, smaal en stook hulle kwaad, hooghartig dreig hulle met geweld. Hulle laster teen die hemel en beledig links en regs op die aarde. Tog, hierdie ouens wat so is, hang die volk hulle aan en dring gretig hulle woorde in. Hulle vra, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die Allerhoogste dit weet? Dit is hoe die goddelose mense is. So gaan hulle ongehinderd voort om rykdom op te hoop. Dis wat Asaf sê, dit is wat hy beleef. Dis wat ek en jy ook in die tyd wat ons lewe beleef. En dan gaan sê Asaf die volgende wat baie by jou en by my opkom, wanneer ons die goeie sien, liewe vriende, ek sê, dat ek die kwaad vir my het, en met 'n eed my onskuld verklaar het dus niks gehelp nie, sê hy. Want elke nuwe dag het vir my teenslag gebring, en elke nuwe môre straf. Maar as ek so sou aanhou praat, nou is dit asof hy hom korrigeer, nie? Want hy het na die negatiewe goed gedoen en gekyk, en dis wat ek en jy ook natuurlik altyd doen. Vriende, ons val so maklik in die negatiewe goed. Ek het nou weer vir my gesê, hierdie afgelope 'n paar maande het ek vir my gesê, weet jy, kom ons begin by mense. Ek het vir myself gesê, Rian, as jy nie iets goeds van iemand kan sê nie, bly stil. As jy iets goeds van iemand kan sê, dan voeg jy waarde by, anders breek jy af. Nou, ek sukkel 'n bietjie ons uit die aard van die saak met ons regering, maar ek moet miskien 'n bietjie meer gaan kyk na die positiewe goed daar. Maar nou gaan hy aan. Nou sê hy, maar as ek so sou aanhou praat, sou ek die verloon wat aan u behoort. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan, en was dit vir my bitter moeilik. Nou vriende, dit is so, wanneer jy begin dink oor al die gemors wat aangaan in die lewe, nie net in ons land nie, in ander lande, die dood en die moord en die doodslag en die, en al die goed, en dan, vriende, dan hoe ons ook al nadink, dit is vir ons baie moeilik om te verstaan. En dan sê Asaf die volgende, totdat ek in die heiligdom van God ingegaan, en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is. U laat hulle op gladde plekke loop. U laat hulle ondergaan deur hulle eie geknoei. En in oogwink word hulle iets afgrysliks, gaan hulle te gronde, tref 'n verskriklike einde hulle. Net soos 'n droom wat ophou as 'n mens wakker word, so verdwyn hulle, Here, as u ingryp. Nee, dan besef hy net, hierdie ouens dink hulle is in beheer, maar hulle is glad nie in beheer nie. God is in beheer. Op 'n manier wat ek en jy nie in ons leeftyd sal kan verstaan. Nou gaan hy nou sê, toe ek verbitterd was en verontreg gevoel het, wat is hoe ou mos nou is binne in jou, jy kry so ekkerou gevoel hier binne in jou. Was ek dom en sonder insig? Soos 'n redelose dier het ek my teenoor u gedra, wat waarna toe gaan ek en jy? Ons gaan nou God, ons kla by God, ons sommer raas met God en sê vir hom, waar is u? Hoekom gryp u nie? Hoekom gebeur nie goed nie so nie? Nee, ons raak so 'n bietjie kom in op 'n manier, hè. Tog was ek nog altyd by u, want u vat my aan die hand. U lei my met u raad en aan die einde sal u my in ere by u opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde wat vir my meer beteken as u nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte. Aan hom behoort ek vir altyd. Nee, die psalmdigter Asaf was soos ek en jy ook, net by die punt kom om te sê, maar ek gaan maar net vashou in die Here. Vashou in die Here, en vir die Here sê, Here, op u tyd en u manier moet u maar al hierdie sake hanteer. Ek kan nie, ek weet nie hoe nie. Die wat ver van u af is, gaan verlore. U vernietig die wat aan u ontrou is. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel.
Is dit nie mooi nie, vriende, waar hy so sê, nadat hy alles gesê het, sê hy, maar wat my aangaan is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van u werke bly vertel. En vriende, wanneer ek en jy daar kom, by enigiets, hou vas aan die Here. Bly by die Here, daai lewende verhouding met God. En wanneer ek en jy 'n lewende verhouding met God is, het sy deur sy gees by jou ten spyte van die omstandighede. En ek en jy gefokus is op Jesus. Dan is dit, liewe vriende, dat ek en jy weet, niemand anders is in beheer as God nie. Maar nie in beheer soos ek en jy natuurlik om altyd wil hê nie, maar weet verseker, God is in beheer. En liewe vriende, dit wat mense saai, die maai hulle. Die maai hulle. Sommer vandag my 5 sent. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid.